Richard Wurmbrand is dalk by party van u bekend en party van u het dalk ook al van Richard Wurmbrand se boeke gelees of ergens van hom gehoor of dalk ergens op 'n videoklip afgekom en daarna gekyk. Hy is gebore in 1909 en op die ou end is hy in 2001 is hy oorlede, ek dink 91 of 92, hy was nog nie heeltemal 92 jaar oud gewees nie. Nou, hy was 'n Lutherse predikant in die kommunistiese Roemenië na die Tweede Wêreldoorlog, net na die Tweede Wêreldoorlog se einde, en die kommunistiese regering wat op daardie stadium dan nou daardie gedeelte van Oos-Europa oorgeneem het met die Tweede Wêreldoorlog, het ook begin om Roemenië 'n kommunistiese staat te maak, 'n kommunistiese regering, en ook die kerk, self die kerk wou hulle ook onder beheer plaas van die kommunistiese regering. Nou, baie Christene, toe die kommunisme nou so besig is om homself te vestig in Roemenië, het baie van die Christene niks gesê ten opsigte van die staat se aspirasies om die kerk onder die heerskappy van die staat te plaas nie. En in 1945 is daar 'n groot kongres gehou waar kerkleiers bymekaar gekom het. En in plaas daarvan dat kerkleiers hulle self daarteen sou uitspreek, het kerkleiers by daardie geleentheid eintlik maar gesê wat van hulle verwag word en dit eintlik op een of ander manier maar goed gepraat dat die kerk besig is om deel te word van onder die beheer kom van die regering, van die kommunistiese regering. En Richard Wurmbrand se vrou Sabina het langs hom gesit. Hulle was nog jong, relatief jonger mense gewees. Hier so in hulle 30's, en sy het aan hom gestamp en vir hom gesê: Richard, staan op en was die skande van Christus se gesig af. Met ander woorde, staan op en spreek jou uit teen hierdie kerkleiers wat nou besig is om die kommunistiese regering nou maar net na die mond te praat. En Richard Wurmbrand was nie iemand wat 'n geaardheid gehad het wat maklik maar sommer net dinge sê of maklik op die voorgrond staan en op die voorgrond wil wees of homself wil blootstel voor mense nie. En sy antwoord aan haar was gewees, as ek dit doen, as ek nou opstaan en teen hierdie mense praat, dan sê hy vir haar, as ek dit doen, verloor jy jou man. Want hy het geweet wat gebeur binne die kommunistiese raamwerk, dat persone wat vir die geloof in die Here Jesus Christus opstaan, dat dit nie geduld word nie. Haar antwoord aan hom, wat sy maar so sag en onderlangs vir hom gesê het, is: Richard, ek wil nie 'n lafaard as man hê nie. Hy het opgestaan en voor duisende afgevaardigdes by daardie konferensie of kongres het hy verklaar dat Christene se verantwoordelikheid is om in die eerste plek Christus te gehoorsaam en dan die staat, en nie andersom nie, dat die staat eerste kom en dat Christus in die tweede plek kom nie. Dat Christene nie veronderstel is om kommunistiese ideologieë te sien as 'n plaasvervanger vir die evangelie van die Here Jesus Christus nie. Nou ja, soos wat hy self dit ook verwag het, en hy ook vir sy vrou eintlik maar net dit gesê het, is hy kort daarna is hy gearresteer en was dit vir hom die begin gewees van 14 jaar in gevangenskap. Nou, ek sal nou vir u die boek se naam ook daar wys, boek wat hy geskryf het nadat hy uit hierdie 14 jaar van gevangenskap onder 'n kommunistiese bewind gekom het. Die boek se naam Tortured for Christ is 'n boek wat baie volledig beskryf al die dinge wat hy moes deurgegaan het in daardie gevangenskap. En ek gaan nou nie vanmôre daarmee bemoei nie, want dit is nie die fokus van die preek, hierdie geweldige lyding wat hy deurgegaan het nie, maar onder andere is hy baie wreed gemartel, hy is leeggemaak en hulle het met sambokke het hulle letterlik hom so lank onder sy voetsole geslaan, dat daar eintlik van die vel onder sy voetsole nie veel oorgebly het nie.
en hom 'n nag teruggesit in die sel en die volgende oggend het hulle hom weer gaan haal en so aanhou slaan tot hulle op die ou end die vleis oopgeslaan het tot by die been in die voete. En ek dink die ons kan onsself enigstens voorstel wat die tipe lyding is wat hy moes deurgegaan het nie. Vir 3 jaar in 'n donker beton kamertjie gesit wat 3 meter onder die grond is. Vir 3 jaar geen lig gesien nie, geen mense gesien nie, geen stemme gehoor nie en die soldate wat vir hom sy kos gebring het ook nog pantoffels aangetrek van sagte materiaal sodat hy selfs nie eers voetstappe van mense kon hoor nie. 3 jaar lank elke dag het hy vir homself 'n preek gemaak om homself aan die gang te hou en te oorleef. Ons lees dan uit 1 Petrus 3 vers 13 tot 18. Verder, wie sal julle sleg behandel as julle beywer vir wat goed is? Maar selfs al sou julle ly ter wille van wat reg is, gelukkig is julle. Moenie hulle, dit is nou die mense wat die gelowiges vervolg en wil blootstel, moenie hulle intimidasie vrees nie of ontsteld raak nie. Inteendeel, eerbiedig Christus as Here in julle harte, altyd gereed om julle te verantwoord teenoor elkeen wat van julle rekenskap eis oor die hoop wat in julle leef. Doen dit egter met beskeidenheid en respek, met 'n goeie gewete, sodat wanneer julle beswadder word, die wat smalend is oor julle goeie leefwyse in Christus, beskaamd sal staan. Dit is immers beter as dit God se wil sou wees, dat julle ly omdat julle goed doen, as dat julle ly omdat julle kwaad doen. Immers, ook Christus het eens en vir altyd vir sondes gely. Hy die regverdige ter wille van onregverdiges, sodat hy julle na God kon bring. Hy is wel liggaamlik doodgemaak, maar deur die Gees is hy lewend gemaak. Ons lees tot sover. Ek wil maar net die woorde uitlig. Eintlik hierdie hele gedeelte is vanmôre aan die orde, maar net die woorde uitlig van vers 14. Moenie julle intimidasie vrees of ontsteld raak nie, die mense wat teen julle geloof is. Vers 15, inteendeel, eerbiedig Christus as Here in julle harte, altyd gereed om julle te verantwoord. Altyd gereed om julle te verantwoord. Ook Christus het eens en vir altyd vir die sondes gely. Ons leef in 'n wêreld, broers en susters, vandag waar geloof iets is wat algemeen bevraagteken word en ek dink ons almal is vertroud en bekend daarmee dat dit is die samelewing waarbinne ons leef. Vroeger jare was ons gewoond geweest om in 'n samelewing te leef waar almal min of meer op een of ander manier erken het dat daar 'n God is. Want meeste mense in die samelewing het aan een of ander kerk behoort en Sondag was feitelik almal in die dorp was in 'n kerk gewees en geleidelik het dit maar alles so begin uitrafel, as ek dit nou so kan uitdruk. En het ons dit beleef dat mense meer en meer openlik begin raak oor dit wat regtig in hulle harte leef. Vroeger was jy uitgewees as jy nie op 'n manier by die kerk betrokke is nie. Maar later van tyd was dit aanvaarbaar geweest dat jy nie by die kerk betrokke is nie. Het het meer aanvaarbaar geraak dat die kerk van die Here Jesus Christus ook nie regtig 'n rol in jou lewe speel nie. Ons is nie vandag, as ons kyk na die tema wat ons vandag het saam met Christus in die beskuldigde bank, bevind ons nie vandag wanneer ons na hierdie teksgedeelte kyk onsself in 'n regte hofsaal waar daar gesprekke is en ons onsself nou moet verdedig oor die feit dat ons ten spyte van alles wat in die samelewing gebeur, ten spyte van hoe die kerk in die samelewing uitgerangeer word, dat ons nog staan by die keuse dat ons staan vir Jesus Christus nie. Ons is nie in so 'n situasie waar ons gedaag word voor die hof om nou te kom sê, maar hoe kan jy nou nog in hierdie tyd waarin ons leef
'n Christen wees nie. Jy moet jouself verdedig dat jy 'n Christen is nie. Maar dinge is baie meer subtiel. Dit is maar in gesprekke. Dit is op die sosiale media. Dit is in die werksituasie waar jy saam met mense werk. Dit kan by die skool wees wat ons kinders daaraan blootgestel word. Dit kan op die universiteit wees waar ons ons ouer kinders daaraan blootgestel word. Maar dit kan selfs ook binne families wees waar gelowiges as dit ware op een of ander manier in die beskuldigde bank kom. Waar daar op 'n ander manier na jou gekyk word, omdat jy 'n sogenaamde kerkmens is, omdat jy 'n Christen is, omdat jy jouself 'n Christen noem, en dan word dit nou sommer deesdae ook nog baie maklik gesê, dat wanneer jy jouself 'n Christen noem, dat jy in elk geval skynheilig is wanneer jy dit doen. Maar ons leef binne hierdie wêreld, waar daar eintlik in 'n sekere sin vir jou verwag word om nie meer die Bybel te glo nie, om in hierdie wêreld waarin ons leef iets te verstaan daarvan, dat die Bybel 'n boek is wat meer as 2000 jaar gelede geskryf is, en dat dit geskryf is deur mense wat nie begrip het en nie wetenskaplik die regte kennis gehad het om te kan oordeel tussen wat is besig om te gebeur in hierdie lewe nie. So, vandag is dit so, dat as jy nou vashou nog aan hierdie boek, dan is dit asof jy eintlik maar so bietjie dommerig is. Jy is eintlik iemand wat nie regtig besef dat die wetenskap vandag alles vir jou verklaar van hoe alles in mekaar steek in hierdie wêreld, en hoe dinge gebeur, en hoe dinge tot stand gekom het, hoe die skepping gebeur het, al is daar by hulle nog nie 'n regte verklaring nie. Daar word gepraat van hierdie Big Bang wat een of ander tyd plaasgevind het, maar niemand kan dit verklaar nie. En op die manier word God uit alles uitverklaar, ook televisieprogramme oor die geskiedenis van toe Jesus hier op aarde was, en opgrawings so goed wat plaasgevind het. Alles probeer hulle bes om Jesus as die seun van God weg te verklaar, en dit alles niks meer te maak as maar net menslike gedagtes, menslike persepsies wat hulle het nie. En as jy dan nou nog vandag vashou aan die Bybel, as jy vashou daaraan dat die Here Jesus Christus werklik uit die dood uit opgestaan het, en dat hy opgevaar het na die hemel, dan is jy op die ou uit maar doodgewoon net 'n baie naïewe mens. Jy's maar soos ek net nou gesê het, jy's eintlik maar bietjie dommerig. Jy het eintlik agtergebly. Jy het nie saam ontwikkel nie. Jy het nie toe hierdie wetenskap vir ons meer en meer kennis gegee het en dinge oopgebreek het jy nie saam ontwikkel nie. Jy het vasgehaak ergens. En eintlik is ons half op die ou en half jammer vir jou dat jy nou nog dink aan hierdie goeters en in hierdie goeters glo wat die Bybel sê. Die werklike probleem vandag is nie die kerk vir die wêreld nie. Die kerk is vir die wêreld in 'n sekere sin, kan hulle dit verstaan, dat 'n klompie mense daarvan hou om by mekaar te kom. Maar die werklike probleem wat die wêreld het, is Jesus. Jesus is die probleem. Daar's baie dinge wat die wêreld van Jesus kan aanvaar. Dat hy 'n profeet was, dat hy iemand was wat groot wysheid gehad het, dat hy 'n voorbeeldige persoon was, dat hy iemand was wat op morele vlak baie gedink het en vir mense gehelp het om op 'n morele vlak beter mense te kan wees, om op 'n beter manier met mekaar te kan omgaan. En daarom kan 'n mens veral uit sy bergpreek uit van hoe mense met mekaar moet omgaan, kan daar baie geleer word. So die wêreld is nie daardeur gepla dat daar ergens op 'n manier 'n historiese Jesus was wat 'n goeie profeet was en wat baie mooi dinge gedoen het en mense gehelp het om in die regte rigting te ontwikkel nie. Maar wat hulle sukkel om te aanvaar, die wêreld, is om te aanvaar dat Jesus waarlik die seun van God is, dat Jesus die Here is, dat Jesus die koning is, en dat eintlik alle eer in jou lewe en in alles wat jy doen, Jesus en dit wat hy vir ons geleer het, dat hy die middelpunt van alles moet wees. Dis die probleem wat die wêreld het. Want in die wêreld gaan dit daaroor dat jy vir jouself besluit. In ons dag is dit algemeen. Jy kan maar dink wat jy dink.
As jy so dink, dis goed. As jy so voel, dis goed vir jou. Maar ek het niks daarmee uit te waai nie. Ek dink anders. Ek doen my eie ding. Ek is besig met my eie lewe. En soos die hele fokus van vandag se wêreld is daarop om nie hierdie geestelike mag in jou lewe te erken. Om jou eie dinge vir jouself uit te sorteer, jou paadjie vir jouself uit te kap in die lewe. En daarom is die Here Jesus dan in 'n sekere sin ook vandag nog in die beskuldigde bank. Dat hy ook daarvan beskuldig word dat hy hom voorgedoen het as iemand wie hy nie is nie. En al sou hy dit ook wees, dan is ons besluit as mens is nog steeds meer en belangriker as hy. Ekskuus tog. Petrus, vir hom in die gedeelte wat ons gelees het, bevraagteken nie hierdie aangeleentheid nie. Die vraag is nie vir Petrus of ons nou ook uitgerangeer gaan word of beskuldig gaan word daarvan dat ons eintlik maar bietjie agter en bietjie dom is en dat hierdie Jesus wat ons aanbid, dat hy nie regtig is wie ons sê of wie ons dink dat hy is nie. Vir Petrus is dit nie eers 'n kwessie nie, hy aanvaar dit doodgewoon maar net, dat dit is die omstandighede waaronder gelowiges lewe, dat daar op 'n manier afgekyk word na hulle toe. En in Petrus se tyd natuurlik, en vandag nog, soos ons in Richard Wurmbrand se lewe gesien het, waar Christene inderdaad ook baie fel vervolg word, en omdat hulle vashou aan Jesus en die heerskappy van Jesus, en hulle nie die heerskappy van Jesus in hulle lewens wil verloon, en afhanklik van 'n staat en 'n staat se wil word nie, dat hulle inderdaad ook fisies vervolg word. So, hierdie vervolging ook in ons tyd, ons voel dit net nie hier naby aan ons lyf, waar ons in Suid-Afrika lewe nie, in ons omgewing waar ons lewe, in die sin van dat daar fisiese marteling plaasvind nie, maar die geestelike aspek is daar, die emosionele aspek is daar, dat daar na jou toe neergekyk word. So Petrus het nie 'n vraag daaroor dat 'n gelowige blootgestel word aan hierdie dinge nie. Dat 'n kind van die Here elke dag van sy lewe op een of ander manier in een of ander situasie gaan wees, waar die feit dat hy aan Christus behoort, dat dit iets is wat mense negatief na hom laat kyk. Die ding wat vir Petrus aan die orde staan, is hoe reageer jy? Hoe reageer jy wanneer die familie jou so bietjie een kant toe stoot? Hoe reageer jy in die werksituasie en selfs in 'n vriendekring situasie waar jy op 'n manier so bietjie gesideline word, soos hulle sê, bietjie gerangeer word, uit die pad uit, so bietjie na 'n randfiguur toe uitgerangeer word? Wat is die reaksie wat daar by jou is? En dan, voordat Petrus nou praat om te sê, hoe hanteer 'n Christen hierdie situasie, begin hy sê, dit begin binne-in. Voordat ons nog praat, wat moet jy doen? Die belangrikste ding in die eerste plek is, wat gaan binne in jou lewe aan? Wie regeer in jou lewe? Jy kan jouself 'n Christen noem. Jy kan 'n hele klomp geluide maak, soos wat 'n Christen behoort te maak. Jy kan 'n hele klompie goeters kan jy sê, wat verwag word van Christene om te sê. Maar die diepste vraag, wanneer jy staan in die aangesig daarvan, om op 'n sylyn gerangeer te word in hierdie lewe deur ongelowiges, is die vraag wat jy moet antwoord, wie regeer in jou lewe? Is die opinies van mense die belangrikste? Hoe mense oor jou dink? Is dit die belangrikste in jou lewe, hoe mense oor jou voel? Bepaal dit op die ou end jou optrede. Bepaal dit op die ou end of jy jou mond oopmaak of jou mond nie oopmaak nie. Bepaal dit of jy openlik kan sê wat jy glo en waarvoor jy staan. Of is jy bang vir wat mense gaan sê? Of hoe mense teenoor jou gaan reageer? Is die behoefte wat jy het om by mense in die algemeen
meer aanvaarbaar te wees. Dat jy die gevoel sal hê dat mense oor die algemeen hou redelik van jou. Is dit vir jou belangriker as om streng te staan daarby, dat die een wat in jou lewe bepaal wat gebeur, dat dit Jesus is? Hy is die belangrikste. Hy is die Heer, die Meester, die koning in jou lewe wat uitstaan. Jy staan onder hom en sy heerskappy, ongeag wat mense van jou dink. Mense kan maar van jou dink wat hulle wil dink. Mense kan maar vir jou so bietjie uitstoot. Daar kan maar minder mense wees wat van jou hou, omdat jy vas staan by die Here Jesus. So dit is waar Petrus begin. Hy sê moenie, vers 14, moenie mense se intimidasie vrees of ontsteld raak nie. Moenie ontsteld raak nie. Moenie allerhande negatiewe emosies belewe wanneer mense jou uitrangeer uit hulle lewens uit nie. Inteendeel van die vrees vir intimidasie van ander, hoe ander langs hulle neuse af na jou toe sal kyk. Eerbiedig Christus as die Here in julle harte. Laat julle hele lewe om hom draai. Hoe jy werk, hoe jy praat, hoe jy reageer, hoe jy met die mense rondom jou omgaan, hoe jy ook omgaan met hulle wat jou verstoot, vanweë jou verhouding met die Here Jesus Christus. Leef so dat sy heerskappy duidelik sal wees. Belangrike ding vir ons vanmôre om te verstaan, is dat ek en jy behoort nie aan die Here dat hy vir ons moet help nie. Is ongelukkig so, dat dit baie keer min of meer die ding is wat in ons harte lewe. Dat ek behoort aan die Here, en omdat ek nou aan die Here behoort, daarom sorg die Here nou vir my, en daarom laat die Here dit relatief goed gaan met my, en omdat ek aan die Here behoort, as ek in die moeilikheid is, dan bid ek, en dan help die Here vir my, en hy is daar, en ek weet hy is daar, en ek kan hom vertrou daarvoor, dat hy daar is, en dat hy altyd daar is. Ek kan hom vertrou daarvoor. Maar dis nie waarom ek aan die Here behoort nie. Ek behoort nie aan hom, sodat hy 'n klompie spesiale goed vir my kan doen nie. Petrus wil vir ons help om te verstaan, dat ek aan die Here Jesus behoort, omdat Jesus die Here is. Omdat hy God is, die lewende, opgestane seun van God, wat die dood oorwin het. Omdat hy God is, daarom behoort ek aan hom. Ongeag of hy altyd vir my gee wat ek wil hê en wat ek vra. Ongeag die feit dat hy dikwels wanneer ek vra vir my nee sê. Ongeag dit alles. Ongeag hoe my lewe loop, of hoe skeef my lewe op die ou end hier loop, met my gesondheid en finansiëel en alles, ongeag hoe skeef dinge in my lewe loop, hy is die Here. Hy regeer. Ek leef in 'n lewende verhouding met die lewende persoon, Jesus, God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ek lewe in 'n lewende verhouding met 'n lewende Here. Hier binne-in is daar 'n stuk realiteit wat ek nie kan ontken nie, wat ek nie kan ignoreer nie, wat ek gedurig deur bid en vra dat die Here dit vir my moontlik sal maak, dat ek meer en meer hierdie realiteit van 'n inwonende Jesus deur sy Heilige Gees in my lewe, dat ek dit meer en meer sal erken en meer daaruit sal lewe. Richard Wurmbrand, die belangrikste deel van sy verhaal, wat ek vanmôre vir u probeer vertel het, en u en ek dalk onder die indruk gekom het van die geweldige prys wat hy betaal het
ter wille van die Here Jesus Christus. Vir hom was die prys wat hy betaal het, die marteling en die ellende wat hy deurgegaan het, was nie vir hom die belangrikste deel van sy verhaal nie. Die belangrikste deel van Wurmbrand se verhaal was die oomblik voor die gevangenskap, voordat hy gevang is, voordat hy in die tronk gegooi is, die keuse wat hy moes maak. Sal Christus werklik my Here wees? Gaan ek my mond hou? Gaan ek stil bly? Gaan ek maar toelaat dat mense met die kerk van die Here Jesus Christus maak wat hulle by die kerk van die Here Jesus Christus wil maak? Gaan ek stil bly daaroor dat nie die kommunistiese regering nie, maar dat Jesus die Here is, dat Jesus wat die Seun van God is, dat hy die koning van die konings en die Here van die Here is? Daardie oomblik toe sy vrou aan hom geraak het en vir hom gesê het, Richard, gaan jy nie die skaamte van Jesus se gesig afvee wat hierdie mense besig is om hom aan te doen nie. Moes hy daardie keuse in sy lewe gemaak het. Wie is die belangrikste in my lewe? Wie is Here in my lewe? Ek of Jesus? En sy keuse is nou aan ons bekend. Hy het gekies dat Jesus die belangrikste in sy lewe is. Hy was bereid om te erken, ook in die openbaar, nie die kommunistiese regering nie, maar Jesus rig my lewe in die eerste plek en nie mense nie. En dan kom Petrus daarby om te sê, wees altyd gereed om julle te verantwoord teenoor elkeen wat van julle rekenskap eis oor die hoop wat in julle lewe. Petrus skryf nie in die eerste plek aan teoloë nie. Hy skryf in die eerste plek nie aan predikante nie. Hy skryf in die eerste plek nie aan ouderlinge en diakens nie. Petrus skryf aan julle. Hy skryf aan elke gelowige wat op een of ander stadium hierdie brief van hom te lese sou kry. Elke Christen behoort iets te kan sê oor sy of haar geloof. Wees altyd gereed om julle te verantwoord teenoor mense. Nie net julle lewens moet 'n getuienis uitdra daarvan dat Jesus die Here van julle lewens is nie, maar wanneer mense vir julle begin beskuldig en mense vir julle vra oor julle geloof, wees gereed om te kan antwoord. En ag, 'n mens beleef dit tog so, maar dat vir so baie van ons dit half nogal regtig moeilik is om oor die Here te praat. Dat wanneer ons onsself in 'n geselskap bevind waar mense oor die Here praat en oor die Here getuig, dan voel ons onsself baie keer uiters ongemaklik in daardie situasie, want ons is bang iemand vra nou van ons ook om iets te sê oor die Here Jesus. Ek kan oor alles praat in die lewe. Ek kan saam praat met al die geselsies wat ons het in die lewe, maar wanneer ons kom en ons begin die gesprek swaai na 'n geestelike gesprek toe, waar ons moet begin praat oor die Here en die Here in my lewe en my belewenis van hoe die Here vir my sorg en hoe die Here vir my dra, dan raak ons woorde al minder en dan is dit partykeer vir ons asof ons eintlik niks te sê het oor die Here Jesus. En dit is wat Petrus sê, julle moet gereed wees. Julle moet julleself voorberei, dat wanneer iemand vir julle vra oor julle geloof, dat julle iets daaroor te sê het, nie maar sommer net iets te sê het nie, maar dat jy kan deel vanuit jou lewe waar Jesus Christus die middelpunt en die kern van jou bestaan is. Elke gelowige hoef nie elke diep teologiese vraag wat daar gevra word te beantwoord nie. Dit is goed en is baie goed vir predikante ook, om te sê ek weet nie, as iemand my 'n vraag vra, ek sal gaan kyk, ek sal gaan uitvind.
Daar's niks fout daarmee om te sê, ek weet nie. Dis ook nie wat verwag word, en ek dink ook nie dis Petrus se bedoeling hier om te sê dat elke gelowige moet nou 'n goed opgeleide teoloog wees, sodat wanneer mense vir jou navra na jou verhouding met die Here Jesus Christus, dat jy nou vir hulle vreeslike diepliggende teologiese Bybelse antwoorde kan gee nie. Maar elke gelowige, lyk dit vir my, moet kan sê, hoekom vertrou jy Jesus met jou lewe? As iemand vir jou vra, hoekom is jy anders? Ons anders het Jesus en die Bybel lankal afgeskryf, oudtydse goed. Maar hoe is dit dat jy hier in hierdie moderne wêreld van vandag, waar die wetenskap eintlik alles vir jou wil verklaar, hoekom hou jy vas nog aan Jesus? Hoekom? Wat is jou antwoord? Wat gaan jy vir iemand sê? Wat dit van jou vra, hoekom jy aan Jesus vashou? Waarom glo jy nog die Bybel? 'n ou boek, 'n boek waarin die wêreld nog plat was en die son nog rondom die aarde gedraai het. Hoekom hou jy vas aan so 'n ou boek? Waarin so baie goed geskrywe staan van deur die tyd en die perspektiewe of gebrek aan perspektiewe van mense van daardie tyd. Hoekom bid jy? Met wie praat jy as jy bid? Praat jy nie maar met jouself nie? Is dit maar 'n laaste wanhopige poging wat jy aanwend om as dit ware te sê, as daar iemand daarbo is, antwoord my asseblief nie? Hoekom bid jy? Hoekom het jy nog hoop in 'n hooplose wêreld? Hoe is dit dat jy nog 'n positiewe gesindheid in hierdie tyd kan openbaar? Die tyd is verby, broers en susters, dat ons kan wegkruip agter predikante en kerkraadslede en ander slim geleerdes. Ons leef in 'n samelewing waar jou geloof verdag is, waar jou vertroue in God verdag is. Jy en ek, elke gelowige moet gereed wees, soos wat Petrus hier sê, om julle te kan verantwoord. Hoekom doen jy wat jy doen? Hoekom is jy nog 'n Christen? Petrus sê verder, hy sê, doen dit alles op die ou end met beskeidenheid en respek en met 'n goeie gewete. Hy sê die manier waarop jy antwoord is baie belangrik. Want die manier waarop jy antwoord moet iets wys van hom wat binne in jou woon, wat in jou teenwoordig is. En ag, dit is tog so tragies, en ek het dit nou die dag het ek dit ook genoem. As 'n mens nou op Facebook rondblaai en jy kyk ook selfs na die Facebook groep wat daar is vir predikante en hoe gelowiges met mekaar verskil, die manier hoe hulle met mekaar verskil, dat dit vir jou voel, hulle is nie meer besig om 'n bepaalde standpunt te verdedig nie. Hulle val die ander persoon aan. Hulle kraak die ander persoon af. Selfs al is dit 'n ongelowige wat gelowiges aanvat in die sosiale media. Die manier hoe gelowiges hulle geloof wil verdedig, getuig daarvan alles behalwe van die liefde en die genade en die vrede wat die Here Jesus Christus vir ons gee. Dis sommer op die ou end 'n bakleierery. Ons baklei met mekaar, en dit gebeur waarskynlik binne families ook, dat die een iets te sê het oor die ander een wat glo en die ander een wat nie glo nie. En dan word dit op die ou end 'n heel onsmaaklike affære hoe hierdie verskille daar plaasvind. Petrus sê, doen dit, wanneer jy jou geloof verantwoord, doen dit met beskeidenheid. Sê maar, ek weet ook nie alles nie. Doen dit met respek
vir die ander persoon en vir die ander persoon se sienswyse of standpunt. Doen dit met 'n goeie gewete, wetende dat wat jy doen en wat jy sê, jy doen wat reg is, wat die Here van jou verwag. Ons hoef nie kwaad te word nie. Ons hoef nie neerhalend te raak teenoor ander mense nie. Ons hoef ook nie elke debat wat ons het oor die geloof, hoef ons te wen nie. Ons kan maar die debat verloor ook. Aan die einde van die dag is die werking van die Heilige Gees wat ons getuienisse gebruik in die lewens van ander mense, is die Heilige Gees die een wat die oortuigingswerk doen. Dit is nie jou vreeslike, wonderlike, mooi teologiese debat of die feit dat jy jouself so goed Bybels kan uitdruk wat iemand anders beïndruk en iemand anders na die Here toe bring nie. Dis die werk van die Heilige Gees. En die Heilige Gees gebruik sukkelende, stamelende Christene wat sukkel om hulle woorde te kry vir hulle getuienisse. Die Heilige Gees gebruik dit, want hy gebruik hierdie ou stikkindheid van ons om op die ouend ook sy lig in die lewens van ander mense te kan indra. Paulus, hierdie gedeelte wat ons gelees het, sluit af met sy verwysing na die Here Jesus Christus. Hy sê, ons moet, Christus moet die Here van ons lewe wees. Ons moet gereed wees om ons geloof te kan stel teenoor elkeen wat van ons rekenskap eis. En dan sê hy, immers, ook Christus het eens en vir altyd vir die sonde gelei. Ook Jesus is aangeval oor die geloof. Ook dit wat Jesus gesê het, en Jesus se verduideliking van dit wat God besig is om te doen, was nie vir almal aanvaarbaar gewees nie. Uiteindelik is hy gekruisig vir dit wat hy gesê het. Vraag vanmôre, broers en susters, is jy bereid om saam met Jesus in die beskuldigde bank te wees? Maar let op die woorde, jy is nie alleen, maar saam met hom. Wanneer jy beskuldig word, is hy by jou. Amen. Here, dankie dat ons kan weet dat U leef, dat ons dit kan beleef. Gee ons die genade om 'n getuienis te wees daarvan, van 'n lewende Here binne in ons. In sy naam, amen.